Jy kyk goeiemôre, good morning. Dit gebeur soms dat jy jou gunsteling kledingstukke saam aantrek en alhoewel alles mooi bymekaar kom en by jou vel pas, lyk die uitrusting net nie mooi nie. Daar mag dalk net 'n ander rede wees. Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect kuier vanoggend weer saam met ons om te verduidelik hoe die lengte van verskillende items jou volle look kan beïnvloed. Lorraine, dit is altyd so lekker om jou hier saam met ons te hê, want jy is gewoonlik agter die skerms. Ons lyk so mooi as gevolg van jou en jou span. En sy's eintlik die moedertjie hier, Sy né? is, Soos ons nee, ma by hierdie maar jy kan program. nie die geheime weggee nie, Elsa. Ons familiegeheime. Ek hou meer van behind the scenes wees. Lorraine, jy lyk altyd so mooi van kop tot tone, maar daar's natuurlik verskillende goed wat mense in ag moet hou wanneer dit kom by die lengte van items in jou uitrusting. Ja, dit het baie te doen met ons liggaamtipes. En natuurlik, soos het jy kort bene, het jy lang bene, maar dit is baie belangrik om jou proporsies ook in ag te neem. En ek sê altyd, as jy wil invest in jouself, invest in 'n vollengte spieël. Want kyk na jouself voordat jy uitloop by die huis en maak seker alles is in proporsie. Elsa Kyk lag. na jouself. Kyk net 'n bietjie daar vir ons. Nee, maar weet jy wat, soms kom 'n mens iets in 'n winkel teen en dink jy, ja, maar dit is maar 'n bietjie kort, daai hempie of daai baadjie, maar dit is die sogenaamde cropped styl. Ja. So nou wil ek vir jou vra, wat is perfek saam met so 'n hemp of 'n baadjie? By 'n crop baadjie, ek het nou natuurlik 'n crop baadjie aangetrek met intensie. Ja. By 'n crop baadjie staan ons altyd 'n high-waisted broek of 'n denim dra en dan 'n rompie, want ons wil weer daai proporsies in net weer balanseer. Maar dit is ook 'n lekker style item. So jy kan hom oor iets aantrek en hy gaan dadelik net jou outfit elevate. Ja. So saam met wat kan jy 'n hemp dra wat dalk bietjie langer is? Ek sien daai hierdie is nou 'n look wat ek baie graag wil probeer. Is 'n mooi denim en dan soos 'n oversized white Yes. shirt. I'm dying to do that look. I just haven't done it yet. But I really want to. Maar hoe kan ek dit laat dit chic lyk? So die reël eintlik is ons dra nooit baggy op baggy nie. So as jy oversized of 'n langer wit hemp wil dra byvoorbeeld, dan sal jy met 'n skinny broek dra, soos 'n skinny denim of 'n lekker straight leg pants of selfs met 'n short in die somer of jy sal hom met 'n ski pants dra. So dit gee jou ook daai lekker comfort van die winter, maar dit elevate ook jou look. En jy kan hom ook tak. Jy's mal oor 'n Ja. tak. Jy kan hom definitief tak en dan kan jy hom ook met 'n bel dra. Ja. Jy weet ek love belde ook. Yes. Wanneer is iets soos 'n korter mou geskik? Reg deur die jaar. So ek sien baie in die winkels 'n lekker fluffy kort mou. Ek wil amper sê 'n truitjie. Ja. En ons het dit nou al ook hier gebruik vir die winter. Die lekker ding van dit is as ek byvoorbeeld gaan werk, ek rol dadelik my moue op. So as ek begin werk en ek dink almal wat met hulle hande werk doen dit, soos 'n chef of iemand wat hare doen of ek wat nou soos make-up doen. As ek gaan werk, trek ek dadelik my moue op en ek trek dadelik my baadjies uit. So dit is lekker want jy het daai fluffiness van die winter, jy het daai warm gevoel, maar jy het nog steeds niks wat in jou pad is nie. En dan wanneer jy nou weer uitgaan, dan trek jy net 'n baadjie of 'n jas oor en jy's klaar weer in jou winterlook. En dan kan jy hom ook natuurlik layer deur 'n pijlennek of ietsie onder hom aantrek en hy elevate jou look. So en ons sien daai truitjies letterlik in al die kleure, so ons kan lekker daarmee speel in hierdie winter. Jy het nou die idee van die jas genoem. So ek wil vra met 'n langer jas, wat trek mens tipies onderaan? Is dit meer stywe klere of gaan jy met 'n lang jas en dan 'n baggy look saam? Ek sal nie sommer 'n lang jas met 'n baggy look doen nie. Ek sal hom eerder met 'n tight fitted look doen. Die reël is altyd om baggy en tight te combine. So ek sal gewoonlik dan 'n jas met 'n tighter fit doen, want jou jas add al klaar bulk. Ja. En dan sal ek hom pair met 'n lekker serp om weer net bietjie tekstuur en goedjies in te bring en ek sal 'n pijlennek dan saam met hom dra wat tight fitted is. So die hele idee van balans, dat as jy dit doen, dan doen jy dit. En dit is iets wat eintlik nogal redelik baie opkom wanneer ons met jou gesels. As jy se een ding gaan doen, moet jy dalk ietsie van die teenoorgestelde doen, net om daai balans te handhaaf. Ja, en dit kom terug na, jy moet regtig net na jouself kyk en jy speel. Baie mense doen nie, hulle gryp iets in die kas en hulle gaan trek net aan. So ek gee altyd die tip,
as jy regtig nie weet wat moet te doen nie, beplan jy uit vir die aand voor die tyd al. Want as jy wil mooi lyk en in die oggend is daar nie tyd nie. Ons almal het kinders en dis 'n gejaagde leefstyl. So beplan jy hele outfit klaar die aand vir die tyd. Sit alles reg en die oggend kan jy net aantrek. Ek wil vir jou vra want ek meen ek self is baie lief vir 'n serp of 'n pashmina veral, maar so daai bykomstighede of 'n wiki of so wat 'n mens baie keer op jou kop sit, kan sweets nogal 'n uitrusting ongebalanseerd laat voorkom. Dit hang af hoe jy 'n serp gaan dra, maar nee, jou serp elevate eintlik jou look. Ek dink nie hy maak hom ongebalanseerd nie. Ek sal sê hou net by jou kleurskakerings. Moenie nie soos iets heeltemal uit proporsie uitdoen nie, maar ek sal sê as jy jou kleurskakerings mooi balanseer, dan gaan dit jou look definitief elevate. So dit moet maar by mekaar pas. Die sogenaamde skort is nou baie gewild. Ek weet, my dogtertjie is mal oor 'n skort. So dit is die shorts met die skirt wat soos bo is. So wat dra mens by 'n skort? What works and what doesn't work? In die winter. Ek sal sê as jy 'n skort 'n sekere tekstuur is, soos 'n anglaise, 'n wit anglaise skort sal ek nou byvoorbeeld nie in die winter aanbeveel nie, maar daar is lekker teksture ook. Ons het corduroy skorts, ons sien lekker fluweel skorts. So ja, lekker definitief. Ja, Ja. jy kan daai reg deur winter en somer dra. En dit is ook lekker met 'n nie-hoogte boot. Maar even met soos ek noem dit 'n gum boots, maar even met so iets om dit bietjie meer casual te maak, dit lyk stylish en dit lyk winterig en dan kan jy 'n lekker jasie bo-oor aantrek. So hy hou jou warm en trek 'n lekker paar tights aan wat jou look ook elevate. Ons sien ook baie in die winkels en online shopping. Ons sien baie verskillende tipe van stockings, sykouse. So bring bietjie van in jou 'n van element in jou uitrusting in. Soos verskillende stockings. Ek meen, daar's fishnet, daar's goedjies met patrone, daar's so baie stockings wat jy kan doen om saam met jou skort ook weer te paar. Ek is so bly jy verwys na boots want ek het nou die dag die winkels plat geloop op soek na 'n nuwe paar, darm 'n paar gekry, maar jy moet net gou vir ons sê wanneer 'n mens daarna kyk, wanneer is enkel boots gepas en wanneer moet 'n mens kyk na iets wat 'n bietjie hoër is? Okay, dit hang weer eens af van die geleentheid waarin jy dit aantrek. 'n Enkel boot met 'n hakkie gaan ook dadelik weer bietjie meer elegant lyk, maar ons kan enkel boots eintlik met alles dra. En soos ek het nou intentioneel hoë bootse aangetrek, want as ek het kort bene, so dit hang af van jou proporsies weer eens. So as jy jou enkel bootsie gaan dra, dan moet jy seker maak jou rompie is bietjie korter, laat jy meer van jou been wys. Waar ek byvoorbeeld met kort bene kan nie sommer in 'n kniehoogte boot aantrek nie, want dit maak my bene dadelik korter. Maar as ek 'n kort rompie daarmee aantrek, dan kan ek dalk bietjie meer wegkom daarmee. So jy moet uitvind wat is jou plan wat jy wil doen. So hou eers dit in gedagte en dan kyk jy hoeveel van jou been wys en hoeveel wys nie. Wel as dit van Lorraine afhang, dan wys 'n mens altyd been, maar baie dankie, daar gaan baie beplanning in. Ons gesels net hierna met Robbie Wessels en Dassie oor hulle nuwe enkelsnit. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.